Hallo en welkom by ons nuwe reeks waar ons bietjie dieper gaan kyk na Bybelverse wat ons gereeld misverstaan of verse wat ons dalk verkeerd aanhaal of verkeerd gebruik. En vandag gaan ons kyk na 'n baie bekende vers wat ons sien in Jeremia 29 vers 11. Ek lees dit vir jou in geval jy nie dit ken nie, maar ek glo meeste mense ken Jeremia 29 vers 11. Hy sê, en net 'n bietjie konteks, Jeremia was 'n profeet gewees, hy het geprofeteer vir die mense van Israel en hy het vir hulle gesê, ek namens die Here dan as 'n profeet. Vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou, baie mense ken hierdie vers soos ons gesê het en baie mense gebruik dit ook om te sê die Here sal vir my voorsien. Wat waar is, die Here sal altyd vir jou voorsien. So, hoe verstaan ons dit verkeerd? Of wat is die verkeerde indruk wat ons het rondom hierdie skrif? Baie mense gebruik Jeremia 29 vers 11 nie net om te sê dat die Here vir my gaan sorg nie, maar hulle gebruik dit om te sê dat die Here nou vir my gaan sorg. Of die Here gaan nou vir my gee dit wat ek wil hê. Of die Here het net goeie dinge vir my beplan. Want dit sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. En dan gaan hy aan, en hy sê, ek wil julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Die Engels sê, I know the plans I have for you, plans to prosper you. Nou, ons lees dit en ons dink, okay, die Here gaan vir ons prosperous maak, die Here gaan vir ons voorsien, voorspoed en nie teenspoed nie. So as ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan staan ek op hierdie skrif en ek staan op die belofte dat die Here vir my voorspoed beplan. En al die slegte goed wat rondom my gebeur is onnodig. En dit raak bietjie tricky of dit raak in 'n sin baie moeilik, want dan moet ons die vraag vra en ons moet ook die skrif in konteks neem of dan die skrif ook aanhaal wat sê alles wat goed is kom van die Here. Want God is goed. Alle goeie goed kom van God af. Jesus wat self sê, moenie vir my goed noem nie, die Vader of dan die Here God alleen is goed. So as in the light of that, die Here wat net goed is, beteken dit dan dat die slegte goed nie van hom af is nie. En dit sal ons ek wil sê in alle episode moet discuss en bietjie oor praat, want dit gaan nou ons bietjie off track vat. Maar wat dan moet ons verstaan van hierdie vers? As hierdie vers nie vir my sê die Here gaan vir my alles goed gee nie. As hierdie vers nie vir my sê die Here gaan my nou uit my omstandighede haal nie. Wat moet die vers dan vir my sê? Of hoe moet ek hierdie vers verstaan? Wat is dit wat eintlik uitstaan? En om dit te doen, moet ons die konteks verstaan van wat gebeur het. Sien, Jeremia, soos ons gesê het, is 'n profeet. Jeremia het met die Israeliete gepraat namens die Here as 'n profeet. En terwyl hy hierdie geskryf het, terwyl hy aan die Israeliete geskryf het en met hulle praat, was dit in 'n tyd waar hulle in ballingskap was. Nou, 400-500 jaar was die Israeliete nie in hulle eie land nie. 'n Bietjie konteks, die Here het vir hulle die beloofde land gegee, en in die beloofde land ingekom, jare later kom Josef, en hy gaan Egipte toe, en ons ken dalk die storie, daar's 'n famine of droogte in die land wat beloof is, en hulle kom oor Egipte toe, waar daar Josef vir hulle voorsien, Josef en sy broers. Josef se broers was die 12 stamme van Israel. Hulle gaan Egipte toe, en in hierdie tyd is hulle nou in Egipte en hulle is in ballingskap. In ander woorde, hulle is nie hulle eie mense nie. Hulle is hulle eie mense, maar hulle het nie hulle eie plek nie. En hulle wil baie graag uit hierdie plek uitkom. Fast forward a few years, kom ons by Moses, en die Here praat met Moses, en deur Moses lei hy sy volk uit Egipte uit. So wat is
dit wat die Here vir ons beplan? Wel, as ons kyk na wat met die Israeliete gebeur het, is sy planne of hierdie skrif of sy belofte het waar geword. Hy het nie gelieg nie. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, want hulle het deur baie moeilike tyd gegaan. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. Die Here wil vir ons eie toekoms gee. Maar, hier is die interessante ding, en ons sien dit in die vers net voor dit, so ons verstaan nou die konteks, nou moet ons kyk na die vers voor dit, vers 10, van dieselfde Jeremia 29, hy sê, so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf, en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom, om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Eers na 70 jaar. So die Here gee hierdie belofte en daar's mense wat dood gegaan het wat nooit die vervulling van hierdie belofte gesien het nie. So wat beteken dit? Dit beteken dan dat as die Here hierdie belofte gee en ons sien die belofte se vervulling is eers 70 jaar later, beteken dit nie immediate gratification of satisfaction. Sien, ons kan nie die vers gebruik en op die vers staan. Ons moet op die vers staan in moeilike tye, maar ons kan nie die vers gebruik om te sê die Here moet my nou red nie. Die Here het 'n belofte gemaak. En die hartseer ding is, wanneer ons dit verkeerd verstaan, dan kom ons op 'n plek waar ons die Here begin blameer. En ons sê vir die Here, hoekom het hy gelieg? En ons bevraagteken die Here se beloftes. So as die Here hier gelieg het, en hy het my nie uit my moeilike ding, wat ook al dit mag wees, uitgered nie, hoekom gee die Here nie nou vir my voorspoed nie? Dan raak ek kwaad vir die Here, en baie mense draai weg van die Here af. Nie omdat die Here sleg was nie, nie omdat hulle sleg was nie, maar bloot omdat ons nie die vers in sy konteks verstaan nie. Bloot omdat ons nie heeltemal seker is van wat dit is, die volle waarheid van die skrif. Jy sien, ons kan nie net 'n gedeelte van die waarheid van die skrif gebruik nie. Ons moet die volle waarheid van die skrif gebruik. So wat beteken dit? Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, die Here sal voorsien. Sê vir ons, die Here beplan vir ons voorspoed. Maar daai voorspoed lyk nie soos wat ons dit altyd verwag nie. Sien, as die Israeliete hierdie gehoor het, sou hulle gedink het, okay, die Here gaan ons môre red. Dankie vir hierdie belofte, dankie Here dat U ons uit ballingskap gaan uitneem. En hy het, maar dit het 70 jaar gevat. Sien, die belofte gee vir ons iets om aan vas te hou, terwyl dit moeilik gaan. Die belofte is nie 'n belofte wat sê dit gaan nie meer moeilik gaan nie. Die belofte is nie iets wat vir my sê, alright, alles om jou wat so sleg is, ek gaan dit wegvat. Die belofte is, ek sal. En ons weet die Here se timing is perfek, en die Here het hulle uit, want ons ken, we know the bigger picture, we know the end of the story. En wat dit moeilik maak is, ons ken nie die einde van ons storie nie. Maar wat ons wel het is die belofte, om te sê terwyl dit moeilik gaan, terwyl jy dalk in jou eie ballingskap is, het jy iets om aan vas te hou. Iets wat sê, ek sal jou hier uitred. Ek sal vir jou 'n toekoms gee. Maar daai toekoms is nie altyd soos wat ons dit verwag of dink dit gaan wees nie. Hierdie skrif, Jeremia 29 vers 11, is nie daar om vir ons te sê, dit gaan net goed gaan nie. Dit is nie daar om vir ons te sê, alles gaan net prosperous wees nie. Dit is nie daar om vir ons te sê, dat alles gaan net goed wees nie. Dit is nie daar om vir ons te sê, daar is net voorspoed nie. Dis daar om te sê, die plan is voorspoed. Dit wat ek, sê die Here vir julle beplan, is voorspoed. Maar dit wat ek vir julle beplan, het 'n tydperk, het 'n journey om daarin te kom. It's not immediate gratification. En so moeilik soos wat dit mag dalk klink, is dis nie immediate salvation nie. Die Here red ons siele die oomblik wat ons hom aanneem.
en dit is sy prioriteit. Maar soms moet ons deur 'n tydperk van moeilike goed kom, sodat ons by die Here se belofte kan uitkom, wat sê voorspoed en nie teenspoed nie. Sien, die teenspoed sal altyd daar wees, maar is nie deel van sy plan nie. Maar teenspoed is tydelik. Sy belofte is vir ewig. En dis hoe ons hierdie teks of hierdie gedeelte moet verstaan in die konteks van vers 10. Na 70 jaar sal ek julle red. En hy het dit beloof en hy het dit gedoen. 70 jaar later is hulle terug in die beloofde land en terug in Jerusalem, terug as hulle eie mense. En dan sien hulle die voorspoed en nie teenspoed nie. Dan sien hulle 'n toekoms wat vir hulle goed is. So ek lees dit weer van julle. En kom ons lees dit nou met hierdie gedagte van wat dit actually beteken. Kom ons luister en lees dit nou met die gedagte dat dit gee vir ons iets om aan vas te hou terwyl dit moeilik gaan. Dalk in die middel van jou 70 jaar. Vers 10 en 11. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Hoekom? Vers 11. Want ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. 'n verwagting. En dan vers 12 is die respons wat ons moet hê. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor.